Goeiedag. As jy in hierdie oggend wakker geword het, wat is jou belewenis? Wat is dit waarmee jy eerste wakker geword het? 'n Rustigheid, 'n kalmte, 'n stukkie harmonie binne in jou lewe, of is dit dalk die ervaring van 'n stuk warboel waarmee jy nie regtig weet wat jy daarmee moet maak nie? Nou wel, as ek hierdie opneem, dan sit ek in die wind met al die voëlgeluide rondom my hier langs die rivier. En as ek na die geluid van die rivier luister, en ek luister na die geluid van die voëls, dan is dit sommer net 'n stuk innerlike rustigheid wat binne in my is. Ek beleef 'n oneindige stuk vrede en 'n stuk kalmte binne in my. Maar dan, wanneer ek vir 'n oomblik 'n bietjie verder dink, dan onthou ek skielik van iemand wat die afgelope tyd hier in ons omgewing vermoor is en sy vrou ernstig aangerand is. En dan besef ek dat vrede nie regtig ook deel is van die omgewing van die wêreld waarbinne ek is nie. As ek terugdink aan gisteraand se TV-nuus, dan het ek gehoor van iemand wat 'n getuie was binne in hierdie verhoor wat die afgelope tyd plaasvind rondom korrupsie binne veiligheidsmagte en polisie of wie ook al. Het ek gehoor van daardie moord van iemand wat sommer net gewoon doodgeskiet is daar by die ingang van sy huis, van die plek wat sy veilige ruimte sou wees. En dit het my ongelooflik ontstel en dan besef ek wat buite besig is om in die wêreld te gebeur. En dan het ek gehoor van iemand wat gegaan het vir 'n besoek om iemand te sien en daardie persoon wat sommer net gewoon, 'n vrou wat gewoon doodgesteek is. Dan weet ek dat die vrede wat ek hier beleef waar is binne my vir 'n oomblik. Maar ek besef dat die wêreld nie 'n plek van vrede is nie en dat dit wat buite my en rondom my gebeur en wat oral oor gebeur nie iets is wat my nie raak nie. In 'n oggend soos hierdie dan onthou ek ook dit wat besig is om in Oekraïne te gebeur, van mense wat besig is om te sterf as gevolg van die aanvalle wat op hulle gebeur. En dan dieselfde, Midde-Ooste, hoeveel mense wat daar sterf. Sudan, DRK, baie mense wat sterf in hierdie tyd. En dan weet ek, maar vrede is nie regtig in totaliteit 'n deel van hierdie wêreld nie. En God het bedoel, en God wou hê dat ons mense is wat inderdaad binne rus lewe. Kolossense 1 van vers 15 af, vertel nogal vir my iets daarvan, en ek wil graag dit vandag as 'n wotum begin gebruik. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Amen. Genade dan vir jou vandag in vrede, en dit kom van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ja, jy het sommer gehoor dat ek ook hier praat oor vrede. En die tema waaroor ek vandag dan met jou praat is vrede. Vrede as 'n werklikheid, vrede as 'n moontlikheid, vrede as iets wat ontwykend in jou lewe kan wees, of vrede as 'n toekomstige werklikheid. Kerstyd is vir my 'n besondere tyd. Hierdie hele seisoen, want onthou, vandag is dit nou tweede advent. Dit is die advent geleentheid wat vir ons vertel van vrede, waar ons nadink oor vrede. So as ons in die kerk sou wees, dan kon ons die tweede kers aansteek. En daardie
Kers gaan oor vrede. En die skrifgedeeltes kom dan vandag inderdaad oor vrede. Maar hierdie tyd van die jaar is vir my altyd 'n absolute wonderlike tyd. Dis vir my wonderlik wanneer ek al die musiek hoor. Dis vir my wonderlik wanneer ek sien dat mense besig is om geskenke te koop. Dis vir my wonderlik as ek hoor dat families saam met mekaar gaan kom kuier in hierdie tyd. Sommer mense wat van ver af gaan kom om by ander te wees. Kinders wat by ouers gaan besoek, kom aflê, of ouers by kinders. Mense wat oor see gaan, om daar ook by hulle kinders te gaan kuier. Mense wat hulle verlangtye nie sien nie. 'n Tyd van welwillendheid, wil 'n mens sê. En wat dit ook spesiaal maak vir my, en vir die kinders dalk, in hierdie tyd van die jaar, is tog die gewoonte om Kersgeskenke uit te deel, op grond van die feit dat ons die groot geskenk in hierdie wêreld gekry het. Dit hoef nooit iets groots te wees nie, maar dit is tog spesiaal, wanneer iemand iets vir jou gee, om te sê, hy weet wat, ek gee regtig vir jou om, ek dink aan jou, ek het 'n groot geskenk in my lewe gekry, en gun jou uiteindelik ook iets. Dit vertel iets van my ervaring, iets van my omgee, iets van my liefde, iets van my deernis ook vir jou. En weet jy, wanneer jy 'n tipe van 'n geskenk kry, wat jy genaamd nie gedink het, dat jy ooit vir jouself sou kon koop nie, en dit genaamd nie sou kon bekostig nie, en jy kry so 'n geskenk, dan kan 'n mens net so baie bly wees, iets wat soos 'n totale verrassing op jou afkom, omdat iemand geweet het, dat hierdie bepaalde ding iets is wat jy behoort te hê, sonder dat jy self geweet het, of dalk dit vir jouself sou kon bekostig, dan maak dit nogal spesiaal. Iemand buite jou weet wat jy regtig nodig het, of dit nou by 'n verjaarsdag of Kersfees is, en gee so iets vir jou. En dit laat jou sommer baie beter voel, en dan is dit asof hierdie ding vir jou so iets kosbaar is. Maar weet jy wat, soms gebeur het, dat ons iets van hierdie kosbaarheid, so 'n geskenk wat ek besluit om op te pas, dat ek dit half nie heeltyd oppas nie, en dat dit op 'n manier kan wegraak, half kan verlore raak, en dat ek partykeer op soek daarna kan wees, en jaag daarna, en ek wonder, waar het ek dit neergesit? Dis asof dit my vir 'n oomblik ontwyk, want dit is so kosbaar, en dit het my so goed laat voel, en dit was sommer asof dit die wêreld rondom my beter maak, en skielik, dan is dit gewoon nie daar nie. Nou, hierdie is maar net ook 'n gewone beeld, om eintlik te sê, van dit wat God vir ons in hierdie wêreld kom bring het, dat die Here vir ons vrede kom bring het. Die vrede wat hy vir ons kom bring het, was hierdie geskenk van buite, want dit lê in die grootste geskenk in die totale geskiedenis. Dit lê in Jesus Christus. Dit was sy grootste geskenk, om sy enigste seun in hierdie wêreld te gee, om by ons te kom bly, om verlossing te kom bring, om aan harmonie, om vrede, en ek gaan nou vertel wat vrede is, by ons te kom bly. En dan het ons, en as ons hierdie vrede in hom gekry het, as ons iewerster in Jesus hierdie vrede kom ontdek het binne in my lewe, en skielik, dan is dit asof die vrede my ontwyk, asof dit weg is van my, asof dit vir my voel, asof daar skeiding tussen my en die Here en ander is, dan is dit gewoon net nie 'n lekker tyd nie, en weet ek nie hoe kry ek dit alles uiteindelik ook weer terug nie. Ek wil vir jou lees, dan Lukas 2 die verhaal van in die nuwe vertaling word daarvan gepraat, nie van die herders nie, maar van die skape, van vers 8 af. Kan ek dit vir jou lees, en dan 'n gedeelte in 1 Tessalonisense hoofstuk 5, wat praat ook oor God, wat die vrede gee, wat die vrede gegee het, en wat wil hê, dat ons volkome, onberispelik, ook aan hom toegewyd sou wees. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly, en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n engel van die Here het aan hulle verskyn,
En die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God prys, wat God loof, eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: Kom ons gaan reguit na Bethlehem toe en gaan kyk wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek. En Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. En dan in 1 Tessalonisense 5 vers 23, maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Is hierdie prentjie van hierdie skaapwagters nie 'n ongelooflike prentjie nie? Want Lukas skryf ons, Lukas die dokter, wat ook saam met Paulus gereis het, die skrywer van die evangelie, volgens die blye boodskap, volgens die beskrywing van Lukas en wat ook Handelinge geskryf het. Hy was iemand wat 'n passie gehad het vir die sogenaamde underdog, vir die mense wat swaar gekry het. En wil 'n mens sê, die boodskap wat hy skryf, wat hy so korrek as moontlik probeer beskryf, wil ook die lewens van gewone mense, wat dalk die minder belangrike in die samelewing is, ook aanraak. Om dan te sê, in daardie nag, toe hemel en aarde bymekaar gekom het, toe God die hemel geskeur het, en sy seun Jesus Christus in hierdie wêreld ingebore is, daardie nag was daar ook 'n besoek aan hierdie herders. Hulle wat eintlik in daardie tyd beskou is as mense wat glad nie belangrik is nie. Hulle oor wie mense sou nagedink het, as dit hulle iemand sou kon wees, wat dalk die skape kom steel het. As 'n mens in Johannes lees, dan lees 'n mens eintlik ook, dat Jesus die goeie herder is, maar dat daar ook ander herders kan wees, wat nie ware herders is nie, omdat hulle nie 'n passie het, hulle liefde het nie, en daarmee wys hy eintlik ook na leiers binne in die volk, wat op 'n bepaalde manier sou kon optree, en mense wat die kerk en die gelowiges, sy kinders sou kon wou verskeer. En dis dan 'n beeld van oor hoe die herders baie keer sou wees. Nie altyd die eienaar se kinders nie, maar ander mense wat ingehuur is, wat huurlinge sou kon wees en na die skape kon kyk, en die skape alleen sou kon laat, en die skape nie kon oppas nie, en wat dalk sou toelaat dat die skape geslag word. En so het mense baie keer oor hulle gedink. En dit is na hulle toe. Dis by hulle wat hierdie engel kom, met hierdie goeie boodskap in hierdie dag, van hierdie verlosser wat gebore is, nie alleen vir almal nie, maar uiteindelik ook vir hulle gebore sou wees, in genade vir hulle ook in hulle wêreld sou bring. Ja, God dink aan almal. God dink ook aan hulle. God dink aan die wêreld, en as die koor van die engele dan ook sing, in hierdie nagtelike hemel, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het, dan beleef hulle ook die vrede. En ek wil amper sê, iewers word hulle 'n tipe van 'n teebeeld ook van ons, van my en van jou, wat ook in verlorenheid binne in hierdie wêreld sou kon wees. In verlorenheid in 'n wêreld van skeiding met God, en aan wie die Here dan inderdaad ook kom vrede gee het,
kom vrede toeken het in hierdie verlosser, wat hemel en aarde by mekaar gebring het. Dat ons in 'n verhouding van versoening met hom sou kon lewe. As ons dan hierdie vrede het nie, en ons sou dit verloor. Want 'n mens weet mos nie wat jy gekry het, voordat jy dit verloor het nie. Wat sê die Bybel oor vrede? En ek gaan 'n bietjie vinnig daaroor gaan. Dit het alles te doen met goeie onderlinge verhoudings. Die afwesigheid van oorlog bepaal nie uiteindelik vrede nie. Want baie keer, wanneer bepaal nie vrede werklik nie, want as daar iemand anders maar net gewoon die oorwinnaar is daar iemand anders wat ook weer eens onder druk kon wees. Dit bepaal nie alleen vrede nie, die afwesigheid van oorlog nie. Wel die positiewe, die aanwesigheid van goeie verhoudings bepaal dit. Dit dui op die aanwesigheid van welsyn. Ek dink sommer aan Jeremia 29. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ja, wat is die woord wat gebruik word? Ek wil vir julle voorspoed gee. Dit is die Shalom woord wat daarvoor gebruik word, die aanwesigheid, die teenwoordigheid van ook welsyn, dat dit goed gaan. Op 'n toestand, vrede is 'n toestand van harmonie, van geluk, van goeie verhoudings, ook op geestelike, materiële, individuele, sosiale terreine. Vrede vind uitdrukking op verskillende vlakke. Die innerlike van die mens, as sielevreugde, interpersoonlik as vrede tussen mense, as vrede met God op grond van die soendood van Jesus Christus. Nou onthou jy mos die mooi woorde van Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God op grond van ons Here Jesus Christus. Dit gebeur deur Jesus Christus. Is daar vrede tussen ons en God. Maar dit hang ook saam met geregtigheid. Vrede vind nie regtig plaas wanneer daar nie geregtigheid is nie. Wie reg doen sal vrede hê, sê Jeremia 32 vers 17. Die omgekeerde is ook waar, wat Spreuke 22 vers 8 sê. Wie onreg saai, sal onheil maai. Want onreg, waar daar onreg is, kan daar kwaadlik vrede wees. Dis 'n gawe van God. Filippense 4 vers 9. Dis deel van die vrug van die Gees, wat 'n gawe en 'n opdrag aan ons liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis reeds sigbaar in die hede, in die tekens van God se vrederyk in die kerk en ook in die samelewing. Vrede is sigbaar, maar dit sal egter eers in vervulling gaan, in volkome vervulling gaan, wanneer die Here Jesus ook weer kom vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Vrede is 'n werklikheid, né? Want ek het gesê, vrede is 'n werklikheid, dis 'n moontlikheid. Soms is dit ontwykend. En ander keer die werklikheid ook, die veelkantigheid daarvan, dat dit ook 'n toekomsgerigte werklikheid is. Vrede is 'n werklikheid. Dit het in Jesus gekom. Dis wat ons in hierdie Kerstyd vier. Dit was ware engele, by ware mense. Die ware seun van God, wat as verlosser na hierdie wêreld toe gebring het, om verlossing vir mense gebring het. Dit word aan ons toegesê in Filippense 4. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat oor ons harte en gedagtes in Christus Jesus die wag sal hou. Met daardie vrede sterf Simeon. Nou, as hy vir Jesus ontmoet het, nou kan ek sterf in vrede. Ek het my Heer gesien. Met daardie vrede, wat ook binne in hom was, kon die Here Jesus sterf. In u hande gee ek my gees oor. Kon Stefanus sterf, wanneer mense hom met klippe doodgegooi het, as hy die geopende hemel gesien het, met die seun van die mens aan die regterhand van die Vader. Want hy het een van hierdie eerste diakens het ook in sy vervolging die vrede van die Here binne in hom gedra, kon hy vir sy vyande bid, vir hulle ook, dat hulle nie toegereken moet word vir dit wat hulle ook aan hom gedoen het nie.
Daarmee sterf Paulus. Kan Paulus ook sê, ek het die wedloop voltooi. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, nie net alleen vir my nie, maar ook vir almal wat tot geloof gekom het. Want dit is in die geloof in Christus waarin die vrede lê. God is die vredebringer wat ons geheel en al aan hom toegewyd wil maak. Dat ons so leef soos die mense van die rus. Dit is wat die Hebreërskrywer ook vir mense wil gee, dat ons mense van die rus sal wees in hierdie wêreld. Maar vrede is 'n moontlikheid. Nie alleen 'n werklikheid nie, dit is 'n werklikheid, maar 'n moontlikheid. Konkreet word dit nie altyd uitgeleef nie, en daarom is dit nie altyd regtig sigbaar nie. Maar God wil dit deel maak van die wêreld, want in Christus Jesus het hy gekom om ook versoening te bring met hom, in hierdie woorde van Filippense 1 vers 20, wat sê, om deur hom alles, ja, alles in die aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het, deur sy bloed aan die kruis. Die moontlikheid, en is ek en jy, as ons vrede vind, as ons vrede het, die vrede leef, as ander mense dit die vrede ook kan ontdek, wanneer die Heilige Gees ook in hulle lewe werk, te midde van omstandighede, dat hulle kan die vrede ook deel van hulle lewe wees, bly dit die moontlikheid. Maar so is vrede soms so ontwykend. Ons soek daarna, weet daarvan, bly dit mis, soos die geskenk wat daar is, mis dit in die kerk, mis dit in ons huwelike, mis dit in ons gesin, mis dit in ons samelewing, mis dit in die land, mis dit in die wêreld. Daarom die geweldige groot, die misdaad, die moord, die vergrype, die seermaak, die geweld, die verwoesting. Mis dit. Iewerster is soeke, probeer vrede in ander dinge vind. Vrede binne in 'n wêreld van onvrede. Dink dat jy vrede iewers op 'n ander manier kan vind. Vergrype wat op grond daarvan plaasvind. En mis ons die vrede, die ware vrede wat in Jesus gekom het. Maar vrede is ook 'n toekomstige werklikheid. Die nuwe tyd, die vredestyd, het in Christus Jesus alreeds binne in ons aangebreek. Leef ons binne in hierdie era, in die laaste tyd. Maar weet ons, en dis mos wat Advent doen, kyk ons ook vooruit na die volheid wat sal kom, wat sal moet aanbreek. As ons net na vorentoe kyk. Ja, dis waar, dat ons verlang daarna, dat die hemelse die aardse sal oordek. Iets wat Paulus in 2 Korintiërs 5 ook sou sê, dat ons die volle vrede uiteindelik sal beleef, ook wanneer Jesus weer kom, en die leeu en die lam langs mekaar sou lê, die vrede. Maar as ons net daarna kyk, kan ons ook die oomblik mis. Van die toekoms lê ook hier, lê ook in die nou, en dit wat ons hier genereer, word dit die taak, die roeping van die kerk. Vrede, vriende, is ons besigheid, is die besigheid van die koninkryk. Dis die besigheid van die kerk, wat ook in onvrede kan lewe in hierdie tyd. 'n Verskeurde kerk, oral oor, 'n sondige verskeurdheid, het iemand by geleentheid gesê. Ons word die bedienaars van die vrede, omdat ons die bedienaars van die evangelie word. Ons word die bedienaars van die vrede van geregtig, want vrede gaan nie sonder geregtigheid nie. Wanneer ons ook oproep, die wêreld oproep tot geregtigheid, om geregtigheid te lewe, dat ons die kwaad nie wil duld nie, dat ons die goeie ook wil soek. En Jesus sê, gelukkig, geseënd is die vredemakers. Ons is vredemakers. Sover dit sê van julle afhang, sê Romeine 12, ook vir ons, leef in vrede met alle mense. Maar vrede is kwaliek werklik moontlik, as daar nie ook uiteindelik geregtigheid gebeur nie.
En word ons ook bedienaars daarvan. Jesus het kom wys dat hy staan vir geregtigheid binne in hierdie wêreld. Ja, hy het vir ons geregtigheid ook geword. En word dit ook 'n opoffering. Mag die Here vir ons dan in hierdie tyd en vir jou vrede gee. Ek sit hier langs die rivier en die voëls maak hulle geluide. Dit is vrede. Vrede in my hart. Want ek kon ook wakker word vanoggend met die wete aan wie ek behoort. My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, die Here, behoort. En dit wil hierdie dag ook vir my en vir jou bepaal. Ek wil bid dat jy die vrede van die Here dan inderdaad ook gaan beleef. En die seëngroet vandag vir jou wil ek vir jou gee vanuit Efesiërs 1 vers 18 tot 19. Na my gebed. Here, baie dankie dat U vir ons verlossing gebring het en daardeur ook vrede, en ons wil die vrede leef. Elke dag, elke uur, elke oomblik. Ons wil daaruit leef. Ons wil hierdie toestand van harmonie ook heeltyd skep. Lei ons ook daarin. Gee dat die vrede ons ook sal deurspoel. Jesus bring vrede en vreugde. Amen. Mag God julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is, in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met jou. Amen. Mooi, geseënde dag vir jou. Totsiens.